baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Ons begin met 'n splinternuwe reeksie, 'n kort reeksie van 3 oor die liefde, want dit is mos die maand van die liefde. Ons tema vandag is as die liefde blind is. Nou, ek het vandag iets baie interessant om met julle te deel. Sommige van julle het dit al reeds gehoor. My liewe vrou het vir die eerste keer in haar leeftyd iets nuuts oor haarself geleer. Sy het geleer dat sy eintlik blind is. Sy het 'n toestand, dis blykbaar nie 'n siekte nie, en dit is ook nie noodwendig 'n gebrek nie, selfs al is sy so gebore. Hulle noem dit aphantasia. Dit is die onvermoë om beelde, prentjies, in jou gedagtes te kan sien. Haar geestesoog is blind. Jy kan toets of jy 'n aphantasiak is deur jou oë toe te maak en te probeer om iets soos 'n appel in jou verbeelding te sien. As jy daai appel kan sien, kan jy hom beskryf. Is hy groen of is hy rooi? Het hy spikkels? Het hy 'n stingeltjie of nie? As jy dit kan beskryf, dan is jy normaal. Maar as jy nie 'n prentjie in jou verbeelding kan sien nie, dan is jy nou nie abnormaal nie, maar deel van die 3% wêreldpopulasie met hierdie toestand. Wat 'n openbaring! Ek's met 'n blinde vrou getroud. Beteken dit, sy is ook blind vir my foute? Wel, ongelukkig nie. Ek ly nou nie aan aphantasia nie, maar ek is ook blind. Ek is blind vir my vrou se foute, en ek noem my toestand aphantasia. Ek is seker, ek ly daaraan, want ek is lief vir haar. En jy weet mos wat sê mense, die liefde is blind. Ja, oké, ek weet, hulle sê ook, en trou is die bril. My tema vandag is, as liefde blind is. Ek is byna seker, dat die meeste van julle ook een of ander tyd blind van die liefde was. Jy was so verlief, dat jy nie lekker kon sien nie. Dit kan nogal 'n probleem wees, so rukkie nadat jy die troubril opgesit het. Dalk luister jy nou na hierdie boodskap, en jy besef, jy was blind gewees. Jy het die verkeerde keuse gemaak. Jy was blind en jy het nie raak gesien, dat die persoon nie regtig 'n kind van Jesus is nie. Jy was blind gewees en nie gesien dat daardie persoon 'n kompulsiewe leenaar is nie. Jy was so blind dat jy nie gesien het dat vul in wat van toepassing is vir jou. Wat was dit waarvoor jy blind was in jou verliefde toestand? En wat maak jy nou? Ons weet die huwelik is heilig. So hoe gaan jy uit hierdie situasie uitkom? Maar ons is nie net altyd blind vir ander se foute nie. Dink 'n bietjie, wat van jouself? Dalk is jy die fout in iemand anders se lewe. Maar dit sien ons nie maklik raak nie, en nog minder erken ons dit. Was jy regtig gereed vir hierdie verhouding? Was jy nie dalk heeltemal te selfverseker dat jy dit sal laat werk nie? Blind vir die waarheid, luister ons mos nie na ander se raad nie. Maar mens kan ook op ander maniere in ons verhoudings blind wees. Blind vir ander se behoeftes, vir ander se pyn, vir ander se drome. Ons is blind wanneer ons oë net op onsself gerig is. Selfsug maak jou blind vir die nood van ander. En hoe kan jy dan regtig iemand lief hê? Is jy vandag blind vir ander se foute? Of is jy dalk blind vir jou eie foute? Jy mag dalk selfs blind wees vir ander se nood. Hierdie blindheid kan goed wees, maar dit kan ook baie sleg wees. Kom ons delf so bietjie dieper in die liefde. En ons vraag is, hoe kan jy beter lief hê? Wat sê die Bybel oor liefde? In 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3 lees ons, ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God, ons Vader, in herinnering die
werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Die 2020 vertaling sê, die moeitevolle inspanning van julle liefde. Liefde is moeitevolle inspanning. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is 'n keuse en dit is 'n werkwoord. Matteus 22 vanaf vers 37, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons moet ander lief hê. Hoe? Soos ons onsself lief het. En nee, om nie jouself lief te hê nie, is nie 'n verskoning nie, dis 'n cop-out. Jy moet ook jouself lief hê. Dis wat normale mense doen. Jy pynig nie jouself nie, jy verwaarloos nie jouself nie, jy versorg jouself, jy voed jouself. En dit alles behoort jy ook aan ander te doen. En God het vir ons kom wys wat ware liefde is. In 1 Johannes 4 vers 9 en 10 lees ons, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. En dan vers 10, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. En dan gaan hy selfs verder. Ons moet ander lief hê soos God ons lief het. In Johannes 3 vers 16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Hy het sy lewe vir ons afgelê. En ons moet bereid wees om dit ook vir ander te doen. Hoekom het ons ander lief? Want om lief te hê is wat ware gelowiges doen. Dit is die bewys van ons wedergeboorte. 1 Johannes 3 vers 14 sê, as ek nie mense lief het nie, dan is die liefde van Christus nie in my nie. Dan is ek 'n ongelowige. As jy sê jy is 'n kind van God, dan moet jy dit bewys deur jou liefde vir ander mense. Maar nou moet ons daarin prakties raak, nee. Want hoe bewys ek liefde aan iemand? Ons moet mekaar lief hê met ons hele hart. En dit beteken nie ek moet voel hoe my hart vinniger klop vir iemand nie. Ja, dit gebeur soms, maar dis nie hoe ons met alles in ons lief het nie. Jou hart is simbolies van jou hele wese. In hierdie reeks wil ek fokus op ons sintuie wat deel is van wie ek is. Ons kan dit sintuiglike liefde noem as jy wil. Dis nou dinge soos sig, gehoor, spraak, gevoel en selfs reuk. Maar ek gaan slegs by 3 van hulle stil staan. Die eerste een hanteer ons vandag en ek is seker jy kan raai wat dit is. Waarmee moet ek iemand lief hê? Met my oë natuurlik. Dit beteken dat ek soms nie moet sien nie. Ja, dis mooi om te sê dat my liefde blind is. En ek nie gedurig my geliefde se foute raak sien nie. Dis belangrik. Maar dis nie altyd 'n goeie ding as liefde blind is nie. Soos ons reeds gesien het, kan dit my verkeerde keuses laat maak. Maar as ek blind is, sien ek ook nie die ander persoon raak vir wie hulle werklik is nie. En ek kan alleen iemand lief hê as ek die volle waarde van daardie persoon kan raak sien. Dink 'n bietjie, hoekom is die wêreld so vol geweld en moord en doodslag? Omdat menslike lewe nie meer as waardevol beskou word nie. Omdat ons nie mense sien vir wie en wat hulle regtig is nie. Menslike lewe is vir God baie belangrik. En daarom sê die Bybel ook vir ons, dat die dood van iemand vir hom geen geringe saak is nie. Psalm 116 vers 15. Vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Wanneer iemand sterf, is dit nie sommer niks vir God nie. So hoe sien God jou? Ons moet weet, want dis hoe jy jouself moet sien.
Die eerste ding wat ons in die Bybel hieroor leer, is dat ons volgens die beeld van God geskep is. Ons is sy beelddraers, Genesis 1 vers 27. En dan leer ons in Deuteronomium 32 vers 10 en in Psalm 17, dat ons soos die appel van sy oog is. Ons noem mekaar partykeer in liefdestaal, my oogappel. Dit beteken my kosbaarste, my mees sensitiewe orgaan in my hele lyf. Dink 'n bietjie, hoe kan 'n muggie jou liggaam seermaak? 'n Muggie kan teen jou been vasvlieg, teen jou arm vasvlieg, teen jou voorkop vas, teen jou agterkop vasvlieg en jy sal nie eens 'n oog knip nie. Maar laat daai muggie nou waag om in jou oog in te vlieg. Dis een van die seerste dinge wat 'n mens kan hê. Jou oog is die mees sensitiewe orgaan in jou liggaam. Selfs 'n muggie kan hom seermaak. En daarom beskerm ek niks anders met soveel sorg soos die appel van my oog nie. En dis hoe ons God vir ons is. Psalm 8 vers 5 sê, U het hom net 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Ja, jy is die kroon van die skepping. Jy is met aansien en eer gekroon. Jy is net 'n bietjie minder as 'n engel. Dis wie jy is. In Psalm 139 lees ons hierdie woorde. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. Jy sien, jy is 'n wonderwerk van God. Jy kyk na jouself en jy bewonder hierdie liggaam. Hoe op aarde is dit moontlik dat ek so ingewikkeld kan wees en so fantastiese liggaam kan hê? En dan onmiddellik gaan jy sê, dis U werke, Here, dis U wonderwerk. Jy is 'n wonderwerk van God. En my siel weet dit al te goed. Vers 15, my gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jy is nie net 'n wonderwerk nie, jy is boonop 'n kunswerk. Jy is nie net 'n cheap copy nie, jy is uniek, met jou unieke vingerafdruk. Daar's niemand anders presies soos jy nie. Jy is God se beelddraer, jy is die appel van sy oog, jy is die kroon van die skepping, jy is God se wonderwerk en jy is God se unieke kunswerk. Net soos jy is, net so is jy gemaak. En dan lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Weet jy wat is 'n gesant? Dit is 'n verteenwoordiger. Dis iemand wat namens iemand anders optree. Dis 'n ambassadeur. Ja, jy het status, want jy is God se verteenwoordiger, sy ambassadeur. Ons kan nog 'n hele paar dinge byvoeg, maar ek dink ek het my punt gemaak. Hoe kyk God na mense? In Samuel 16 vers 7. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Dis waarna God kyk. So hoe dink God dan oor my? Psalm 139 vers 17. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker? Dan is ek nog by U. God se gedagtes oor jou is kosbaar. Hy dink meer oor jou as wat jy kan tel. En so moet ons ook oor mense dink. Net soos God nie na die uiterlike kyk nie, behoort ons dit ook nie te doen nie. En Paulus beaam dit in 2 Korintiërs 5 vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Nee, wat beteken dit? Ons kyk na mense soos wat God na hulle kyk.
Dit is hoe God na ons kyk. Dit is hoe ons na ander moet kyk. En as ons so na mense kyk, dan sal ons hulle lief hê, soos God hulle lief het. Hoe kyk jy na die persoon met wie jy getroud is? Kan sy die liefde in jou oë sien, meneer? Kan sy sien dat sy jou oogappel is? Sal jy haar beskerm soos die appel van jou oog? Kan hy die respek in jou oë sien, mevrou? Dink jy aan die aansien en eer waarmee God hom gekroon het wanneer jy na hom kyk? As jy sing, ek kyk graag so diep in jou oë, wat sien jy daar? Sien jy wat God sien? Hoe kyk jy na die persoon wat saam met jou werk? As jy dink jy is beter as hy of sy, sien jy daar die persoon regtig soos God hulle sien? Dink jy dat die persoon saam met wie jy werk jou iets kan leer? Wat vra dit van jou om iemand te sien soos God haar sien? Dit vra nederigheid. Sê die Bybel nie dat ons ander hoër moet ag as onsself nie? Is jy bereid om ander mense bo jouself te stel? Hoe kyk jy na die persoon wat in dieselfde klas is as jy? Spot jy daai persoon oor sy of haar uiterlike voorkoms? Lag jy agter haar rug omdat sy weird is? Of sien jy haar as die unieke mens wat God haar gemaak het? Is jy blind vir jou eie foute, maar hypersensitief vir die van andersin? Weet jy wat doen liefde? In Korintiërs 13 sê vir ons, die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, en is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Dit hou nie boek van die kwaad nie, het jy dit gehoor? Liefde is veronderstel om blind te wees vir die kwaad, vir ander se foute. Maar jou liefde is nie veronderstel om blind te wees vir ander se ware identiteit nie. Maar kom ons wees eerlik, dit is nie altyd maklik om iemand lief te hê nie. Sommige mense is meer lovable as anders, kyk maar na my vrou, maar as kinders van die Here, behoort ons mekaar lief te hê. Die Bybel leer ons selfs dat ons ons vyande moet lief hê. Ons vraag aan die begin was, hoe kan ons beter lief hê? Maar soms is daai vraag, hoe kan ek enigstens lief hê? Veral as daardie persoon my seermaak. En dan moet ek eerlikwaar vir jou sê, dit is nie maklik nie. Dit is soms, soos wat Paulus sê, moeitevolle inspanning. Maar dan moet ons onthou, ware liefde is selfopofferend. En die bewys dat jy werklik 'n kind van God is juis hierdie liefde, opofferende liefde. Maar waar begin 'n mens? By jou oë, by jou geestesoë. Hoe jy iemand sien, dis waar dit begin. En dan moet ons dit leer. En ons moet dit oefen. Ons moet oefen om daardie persoon te sien, soos God hom of haar sien. Kyk 'n bietjie na iemand van wie jy nie hou nie. En herinner jouself dan, hoe sien God daardie persoon? Hoe meer ons soos God dink oor mense, hoe makliker sal dit word om hulle lief te hê. En dit is nie altyd so eenvoudig soos dit klink nie. Soms het ons nodig om mense te vergewe. Soms het ons nodig om mense te laat gaan. En soms het ons nodig om tough love toe te pas. Maar ons kan nie verby hierdie eerste stap kom nie. En dit is om na mense te kyk, soos God na hulle kyk. En om mense te sien, soos God hulle sien.
om oor mense te dink, soos God oor hulle dink. Mag die Here ons die genade gee om dit te kan doen. Amen.